Oh, Africa, se tange unende. We Namibia, se kai kan gas. Sengdamran naman Afrikaans. Onda panula, yeshimwe apo. Om gatero, yung utukiro. Ons hoef nie altyd in 'n huis te kuier nie. Vandag is ons in 'n klaskamer van 'n juffrou wat al 3 dekades in hierdie beroep agter die rug het. Uit moet huis kuier by Hester van Schouwenberg. En hier is sy. Nou julle moet ingeskakel bly vir die segment met die naam Pikant, want ons gaan 'n bietjie skilder Hester. Ek moet vir jou sê, ek is uiters senuweeagtig, want dink ek het 20 jaar laas of so iets minstens 'n kwas opgetel of dalk langer. Is daar rede hoekom ek bang moet wees? Geensins. Nee. Nee, geensins. Ek kan nie verstaan hoekom mense bang is om kwas op te tel nie. Dis glad nie so erg nie. So ons gaan al twee 'n blitsskildery doen in die Pikant segment en sy gaan my ook vertel waar ek kan verbeter in my werk. Bly net waar jy is. Nou Hester, my eerste vraag moet wees, jy weet, van waar kom die talent? Is dit iets wat mense in jou gene kry? Hoe het jy in die kunste beland? Wel, my ma was 'n kunstenares op de Aar, daar in die Karoo. En ek het altyd as klein dogtertjie langs haar gesit en gekyk hoe sy skilder. Was my baie interessant. Maar sy het nie net geskilder nie, sy het ook ander vorme van kuns gedoen. So sy het byvoorbeeld geweef, sy het gespin, sy het borduurwerk gedoen, gebrei, gehikkel. So sy was altyd besig. En toe ek nou wil gaan kuns studeer na skool, toe was my pa soort van inskikkelik, want my ma was 'n kunstenares, so hy kon dit nou verstaan, jy weet. So ek dink dit is tog maar in die familie, jy weet, in jou gene. En toe jou pad nou hoe verder, jy weet, deur die onderwys geloop tot in Namibië toe? Ja, ek is universiteit toe op Potchefstroom en daarna Universiteit van Kaapstad, waar ek geleer Engels praat het. Dit was nogal 'n storie. En ek het eers skool gehou in Suid-Afrika, in Kroonstad en toe in Bloemfontein. En toe ek in Bloemfontein was, dit was toen al 10 jaar dat ek skool gehou, toe geluk nou ek het bereken, hoor. 10 jaar van onderwys is baie lang. Toe kry ek 'n pos in Windhoek by die Staatsmuseum, waar ek vir hulle uitstallings help bou het en geskilder het, uitstallings geskilder het. Dit was baie interessant. Maar toe later van tyd het ek maar weer my pad teruggevind na die onderwys toe. Die onderbreking was goed en van toe af het ek nog nooit weer opgehou nie. Dit is nou al 20 jaar dat ek hier in Namibië kuns gee, as 'n vak. Noem gou vir ons al die skole op waar jy al kuns gegee het. Okay, soos ek sê, ek het begin by Kroonstad in die Vrystaat en toe sit ek na Bloemfontein toe. Na die Oranje Meisieskool. Het is baie interessant om by 'n suiwer meisieskool te hou. Regtig. Daar doen die juffrouens alles. Hulle bestuur die bus, hulle maak die mure reg as daar 'n kraak is, hulle doen alles. Dit is vir my baie interessant. En hier in Windhoek het ek nou by Delta sekondêre skool gehou vir 20 jaar. Baie lank. Dit was baie wonderlike jare gewees. En daarvandaan moes ek toe nou aftree. Volgens die staat moet jy op sekere ouderdom aftree. En toe was ek so gelukkig om hierso by die Kiet Center 'n pos te kry. En ek gaan nou vir my 3de jaar hierso. Wat is daai, ek dink is 'n moeilike vraag. Wat is daai een ding, van jou beroep
wat jy kortliks kan saamvat, wat vir jou beteken dat dit nog elke dag 'n wonderlike ding is wat jy doen? Dis nie 'n moeilike vraag. Want elke kind is anders. So jou werk is nooit vervelig nie. En jy moet elke kind op 'n ander manier hanteer. En dit maak dit uitdagend. Party kinders is bietjie moeiliker as ander. En jy raak nooit verveeld nie, want elke kind bied vir jou iets anders. En wat ook vir my baie lekker is moet ek eerlikwaar sê, as ek 'n kind sien, hy kom by my, sien hom in graad 8 en hy's baie onseker van homself, en ek kan sien hoe sy selfvertroue groei, tot hy in graad 12 kom en hy is dan nou selfversekerd, hy het selfvertroue, hy het homself gevind, hy weet wat hy wil doen, en dit is vir my die wonderlikste gevoel, om te voel ek kan iets in iemand se lewe help bydra, om hom te help aan selfvertroue en sy eie passie te vind. Kuns en goeie onderwysers help mense kweek, soos blomme. Julle moenie weggaan nie, bly net waar jy is. In Mei 1950 het kontraktarbeiders in Walvis Bay en Lüderitz met 'n protesstaking begin en op 4 Mei 1978 het die slag van Cassinga plaasgevind. Byna 90 jaar voor dit, op 2 Mei 1888, het die eerste koloniale Schutztroepe uit Duitsland in die land aangekom. Teen 1905 was die mag sowat 14.500 sterk. Dit was nadat Heinrich Vogelsang in 1883 Angra Pequena namens Adolf Lüderitz by kaptein Joseph Fredericks die tweede gekoop het, oftewel Korabeb Naigap, en meer as 4 keer soveel grond gekry het weens 'n misverstand, doelbewus, tussen Engelse myle en Duitse geografiese myle. In 1897 het die eerste Duits-Suidwes-Afrikaanse posseels met die Ryksarend verskyn en 'n jaar later is die eerste erwe op Oudtshoorn uitgemeet. Die handelaar Tom Lambert was een van die dorp se eerste inwoners. In 1901 is die molen in Swakopmund voltooi en die jaar daarna is 116 paaie in die land gemeet met 'n gesamentlike afstand van 18.826 km. Vandag is daar 30.000 km meer paaie. In 1906 het Jacob Marengo hom aan die Kaapse polisie oorgegee na die slag van Rooisvlei. Hy is eers na Prieska en toe na die tronk in Tokai in Kaapstad geneem. In Mei 1914 het die eerste 2 dubbeldekker vliegtuie vir Duitse magte in die land aangekom, maar 'n jaar later het Suid-Afrikaanse magte reeds Okahania ingeneem en Hoë Koppe het uit Windhoek na die noorde begin terugval. From the heart of the continent to its farthest horizons, Africa awakens with stories that shape our world. This is Africa Good Morning, your window into the pulse of a dynamic continent. I'm Ashwin Berry, here to deliver the latest news, sharp insights, and the vibrant spirit of Africa. Every weekday, we dive into the headlines, uncover untold stories, and spotlight the people driving change. Plus, stay ahead with daily weather forecasts and economic updates to navigate your week with confidence. With direct coverage from our correspondents on the ground, we bring you in-depth access to Africa's beating heart. Mondays, Mike Situla reports from Zambia. Africa Good Morning. Tuesdays, Talent Gore covers Zimbabwe. Africa. Wednesdays, Rorisang Mohojwe brings Botswana's news. Dumela, Rorisang. Thank you very much, Ashwin, for having me right here on Africa Good Morning. It is always a pleasure to be here with you all. Thursdays, Ari Hogarth tackles South Africa. Yes, very good morning, Ashwin and Aina. Yes, a good atmosphere. And Fridays, we focus on Namibia's bold narratives. From thriving cities to rugged plains, our team is there, capturing the rhythm of a continent on the rise. Africa Good Morning is your essential start. News, weather, economics, and more. Hester Kuns word
aangebied by bittermin skole in Namibië nog. En ek dink daar's groot vrae wat mens kan vra oor hoekom is daar nie meer kuns in skole, meer kunsonderwysers nie. Wat is die oorsake eerstens, dink jy? Dit is nogal interessant. Ek dink die aanvraag is nie so groot nie, want ouers en dalk die onderwysdepartement, hulle besef nie die waardevolle bydrae wat kuns kan lewer aan 'n kind se totale wese nie. Ons maak basies, ons skole maak almal linkerbreiners groot. Hulle moet rekeningkunde kan doen, hulle moet hulle wiskunde op 'n sekere manier kan neerskryf, hulle moet hulle feite agter mekaar hê. En ek moet ongelukkig sê dat hulle gee nie genoeg aandag aan die regterbrein-kind wat kreatief kan dink buite die boks, skepend is, met nuwe idees voor daar kom, daar word nie regtig vir hulle voorsiening gemaak nie, behalwe net in sekere skole. En dit is jammer en dis ook hoekom daar 'n tekort aan kunsonderwysers is. Niemand sê nie, ek is steeds vrek bang. Ek het dit so lank laas gedoen, ek sal gou bietjie moet waarskynlik 'n bietjie opwarm. Ek weet nie of dit gaan help nie. Ek dink Esther het vir my 'n groot uitdaging gestel. Maar nou is dit ons beurt.
Nou is dit tyd ongelukkig Esther vir uithaal en wys so. Jy moet eers wys. Ek is, jy weet, draai om en dan wys jy vir die kamera. Ek dink dis wat sy in 10 minute gedoen het. Ons gaan nou my klaaglike gebrek aan meesterstuk ook vir julle wys. So wel gedaan. Esther, hoe kry mens dit reg? Baie dankie. Dani, nommer 1, jy moet nie op jou sene wees nie. Okay? Jy moet nie omgee wat gaan mense van jou prent sê nie. Ek sien dit so baie, veral as ek met kinders werk. Hulle is so bang wat gaan hulle maatjies sê. Wat maar die maatjies sê is eintlik meer belangrik as wat die juffrou sê. En die tweede belangrike ding is om groot te werk. Jy moet nie bang wees om groot te werk nie. Baie keer is jy te senuweeagtig en jy wil te fyn en klein werk. En dit is inhiberend. Jy beperk jouself in die proses. Gaan groot, dis wat Esther sê. Ja, Nou sit my groot verf, groot oppervlakte, breë kwaste. En nou sit maar Esther, nou sit my beerd ongelukkig. Ek sal hom nou maar ook eers so met wys soos jy kan sien. Ek het hy naaste by eintlik vordering getoon in die 10 minute nie. Maar wat is 3 eenvoudige wenke wat jy vir my kan gee op die pad terug na die skilderkwas? Geen probleem. Nommer 1, as 'n mens nie genoeg oefening kry om te skilder nie, is jy geneig om aan die buitelyne vas te klou. En jy is veronderstel om na die binnekant van die pampoen te kyk en nie na die buitelyn. Jo. Maar jou vormgewing is goed. Ek kan sien jy kan waarneem. Jy kan sien die pampoene is groot. Daai ene oorvleuel, daardie ene in die piesangs dink ek het jy nogal baie goed reg gekry. En dan nommer 2 is vat 'n kwas en gebruik 'n kwas om soos hierso, jy sal sien ek het my buitelyne met 'n dun kwas gedoen. Dit maak alles baie vinnig. Ek moenie eers die hele ding probeer klaar teken in potlood nie. Gryp 'n dunnerige kwasie en sommer 'n donkerige verfkleur wat soos die skadulees lyk en skets met die kwas eerder as met 'n potlood. Dit gaan ook maak dat jy vinniger kan werk. En dan die derde ding is probeer om aan alles aandag te skenk. So as jy nou aan die agtergrond aandag geskenk het, moenie die blomme heeltemal ignoreer, al doen jy net 'n paar strepe, maar probeer aan al die voorwerpe 'n bietjie aandag skenk. Sjoe, ek gaan dit beslis weer probeer. Ek voel so half pisang pop, maar ek het dit baie geniet. Dankie Esther. Met groot plesier. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Maar kuns is ook nie net vir kinders nie. Dit is belangrik om die talent te ontwikkel as jy klein is. Dit is ontsettend terapeuties ook vir almal, nee. Vertel ons daarvan. Ja, ek moet eerlikwaar sê, in my vak doen ons nou nie net skilder, ons is nou vandag geskilder, maar ons doen ook kleiwerk, ons werk op lab, kinders bou modelletjies, so dit kuns strek in 'n wye veld. En ek het byvoorbeeld eerstehands ervaar hoe kinders in my klas wat baie hyperaktief is, nie? Sodra hulle met klei begin werk en hulle hande in die klei inkry
Eers gril hulle vir die klein. Sê vir my, "O, juffrou, my hande is nou so vuil." Maar so na rukkie raak hulle so betrokke en hulle raak kalm. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan nie glo wat se kalmerende effek het dit vir 'n kind om met klei te werk nie. Van klein tot groot. Groot mense dieselfde. Daar's nie regtig 'n groot verskil nie tussen kinders en groot mense. Dis maar net die lywe wat verskil. Maar dis, jy weet, dis soos kalfvoet loop, né? Kalfvoet loop in die grond of in die modder. So, wat is jou raad aan ouers om die talent in hulle kinders vrye teels te gee? Okay, dit is 'n baie interessante vraag. Nommer 1, moenie vir jou kind 'n inkleurboek koop nie. Dis die grootste verkeerdste ding wat jy kan doen. Haai? Ja. Want jy gee vir die kind 'n boek met die perfekte swart lyne, buitelyne van 'n katjie of 'n hondjie wat deur 'n groot mens geteken is. En dan dink daai kind, "Ooh, maar ek sal nooit 'n kat so mooi kan teken nie." En net daar sny hy sy liefde en sy wil om te eksperimenteer en homself te teken, sny hy net daar af. Want hy voel, hierdie katjie moet ek nou perfek mooi inkleur, mamma gaan baie tevrede wees. Maar dis nie die kind se eie katjie nie, dit is 'n inkleurboek se katjie. En dit is my vreeslike verkeerde ding. Moenie vir 'n kind 'n inkleurboek koop nie. Kyk, groot mense, jy kry mos nou deesdae groot mens inkleurboeke. Okay, en dis vir hulle terapeuties om te sit en in te kleur. Ek sê vir my kinders, dis 'n breinlose aktiwiteit, want jy sit net en kleur in, jy hoef nie te dink wat jy doen nie. Maar ons groot mense het dalk daai breinlose aktiwiteit nodig. Maar kinders wat nog moet hulle self vind, laat hulle self die kat teken. Al lyk die kat skeef en krom, dis daai kind se kat. Moenie vir hom 'n inkleurboek gee nie, asseblief nie. So, ek sou sê. Al wat ek kan sê is, Esther, sjoe, en ontdek of herontdek die kunstenaar binne in jou. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. Esther, wat doen jy nog in jou vrye tyd? Dani, omdat ek so lief is vir my kinders, nee, is my stoppertjie is eintlik my werk, wat baie lekker is. Dis lekker, ja. Ja, daar's so baie dinge in kuns wat mens kan doen. Ek doen pottebakkery, ek doen hekel en breiwerk en ek maak graag juweliersware. Allerlei goed wat ek met my hande kan doen. Ek is baie lief vir tuin maak, vir plant en potte. En ek hou van natuurlik van rondry. Reis, maar as jy groen, ja, want? Nee, want jy weet, as 'n mens lief is vir kuns, jy sien ander goed raak wat die normale toerist nie raak sien nie. Byvoorbeeld, jy sal die verf wat ek gesien het toe ek in Rome rondgeloop het, wat afgetop het, was nou vir my baie interessanter as byvoorbeeld baie ander goed wat ander toeriste nou weer sal interesseer. Jy weet, so jy neem goed waar wat normale mense nie na kyk nie, wat nogals baie interessant is. En dan neem ek graag foto's. Ek is baie lief vir fotografie. Dit is my so interessant om iets wat jy sien vinnig te kan vasvang. Jy druk net 'n knoppie. En met so 'n paar verstellingkies kan jy interessante goeders doen. Ek bied ook fotografie aan vir kinders. En ons doen die mees ongelooflike goed, jy weet, wat ons doen in fotografie. Wat vreeslik kreatief is, wat ek baie geniet om te doen.
En met ons selfone kan ons almal baie goeie fotograaf Net wees. so. Maar jy sê jy hou van die tuin, so as jy groen vingers het, moet ek jou vra, wat is jou gunsteling plante? Op hierdie stadium het ek nou 'n liefde gekry vir die Echeverias. Dis daai vetplante met die mooi blaartjies wat lyk soos blomme. Jy kry verskillende kleure van dit en verskillende vorme van blare en hulle is gelukkig nie baie pieperig nie. Ek is nie so baie lief vir pieperige plante wat maklik vrek nie. Hulle moet maar taai en gehard wees, veral in ons klimaat, jy weet. Net soos 'n goeie onderwyser, nee, jy moet maar taai en gehard wees. Ja. Hester, dit was so lekker om by jou te kuier, baie dankie. Volgende keer mik ons Rehoboth toe. Ons eerste gas op die dorp is basterkaptein Jackie Brits. Ons kuier in sy pikante hartskamer en gesels kopstukke oor die verlede, die toekoms en die onderwys. Sien jou dan. Kaikan gas, sengedang merendaman Afrikaans, Ponda Panula, Eshimwe Apor, Om Gatero, Yung